Asai, van my kant af ook, baie welkom. Dit is regtig lekker om saam met julle te kuier. Dis my voorreg om hier te kan staan en soos julle weet, is ons besig met 'n reeks Rain en Rain. Ek kan dit nie anders uitspreek nie, so lees maar die verskil daarso. Ek hoor iemand het dit reg gekry. Goed. So ek wil dalk net so vinnig so 'n bietjie teruggaan. Die eerste keer toe ons die reeks gedoen het, toe het Carlos nog die oggend gepraat en ek onthou ek het daar iewers agter by die pilaar gestaan en toe vat die Here my ewe skielik in die visie in wat hy my wys hoe ek in die strate van die stad rondloop. Nou ek weet nie wie van julle was onlangs in die stad gewees nie, maar daar's redelik 'n klomp armoede, daar's mense wat swaar kry, daar's mense wat verskriklik ongelukkig lyk en dis nie die happieste plek wat jy al in jou lewe gesien het op hierdie stadium nie. En soos wat ek deur die straat loop, sien ek hoe daar kinders sit wat ongelukkig is, kinders wat jy kan amper die swaar kry op hulle gesigte sien. En die volgende oomblik sien ek hoe daar reën oor hierdie stad val en hoe die Here net hoe hierdie kinders begin in die strate op en af hardloop en hoe hulle die water skop en hoe daar hierdie baljaar in die stad losbreek. En saam met dit beleef ek hoe die Here sê, maar dit gaan in ons lewens gebeur. Daar's 'n hongerte vir elkeen van ons om te voel, jy maar hier's 'n nuwe seisoen wat kom, hier's iets nuuts wat in ons harte eintlik moet opstaan. Maar ook, saam met daai woord sê die Here, maar deur ons gaan presies dit ook in die stad gebeur en in ons omgewings en rondom ons en daar waar dit die nodigste van die nodigste is. En dis eintlik waar hierdie hele reeks gaan. Reinhard het laasweek met julle gesels oor hierdie spesifieke skrifvers, maar vir die van julle wat nie hier was nie, wil ek net gou deurom gaan. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of harvest to send out laborers into his harvest. Wat dit eintlik beteken is, daar's 'n klomp mense wat die Here ongelooflik nodig het. En ons as kerk is geroep om die laborers te wees, om die arbeiders te wees, om hierdie oes wat so reg is te gaan kry en eintlik 'n klomp mense oor te wen vir die Here. En dis waarvoor ek en jy geroep word. Nou hier's die probleem. Almal van ons word iewers vasgevang tussen dit. Weet dit, elkeen van ons was op 'n stadium sondaars, almal van ons was op 'n stadium ongered. Maybe is jy nog steeds daar, maar ons sal nou by dit uitkom. En tussen van waar ons gered is, tot waar ons verantwoordelikheid begin vat vir mense, is daar 'n groeiproses wat natuurlik moet plaasvind. En die hartseerste ding van ons as Christene is, ons raak iewers stak along the way. En net voor die diens gesels ek en Jaco en hulle het so 'n oulike dogtertjie, so blonde meisie wat julle dalk sal sien hier buite rondhardloop. En dadelik sê haar ma, sy's 3,5 jaar oud. Nou wat vir my incredible is van 'n jong kind, as jy hulle vra, hoe oud is jy, sê hulle vir jou 3,5 of 2,5 of 4,5 of 4 en 8 maande. Hoekom? Want hulle is excited om ouer te word. Hulle sien uit om te groei. En as jy iemand vra bo 60 of bo 50, hoe oud is jy? 50. Hulle sê dit nie hardop nie. Hoekom? Want hulle is nie meer so opgewonde en so eager om daar uit te kom soos wat 'n kind is nie. En ek dink dis een van ons grootste challenges as Christene, as mense wat sê ons volg die Here. Ons is nie bereid en ons daai hongerte om te gaan van ons is deel van die harvest tot op 'n plek wat ons sê, maar ons wil 'n arbeider wees en ek gaan verantwoordelikheid vat vir meer en meer en meer mense. Ons raak iewers vasgevang. En vanaand wil ek met jou kuier oor die gedagte van, maar waar het jy dalk opgehou met die proses? En ek praat hierdie week nou redelik baie oor hierdie onderwerp en ek het besef amper al hierdie kategorieë wat ek met jou gaan praat oor, het die Here soort van heeltemal verkeerd omgedoen vir my. So daar's nie 'n volgorde nie, maar daar is wel 'n paar goed wat met jou gaan gebeur deur jou journey, soos wat jy mature as Christen. En ek wil dit amper sien as 'n checklist. As jy weet, ek het nog nie hierdie afdeling beleef nie, of ek vertrou die Here vir hierdie afdeling, maak 'n side note en dan gaan ons aan die einde van die preek so 'n bietjie oor dit gesels. So die eerste gedeelte, wil ek weet, waar is jy vasgevang tussen harvester en laborer? Dan, die eerste ene, jy is nog deel van die harvest. Met ander woorde, daar was nog nie 'n oomblik in jou lewe wat jy gesê het, Jesus, ek besef wat jy vir my gedoen het, en ek kies om jou te volg met alles in my nie. Dan lê jy in hierdie kategorie, en soos ek nou gesê het, almal van ons was al daar. Romeine 3, vers 23 sê, want almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.
Nou, op skool het ek hierdie amazing onderwyseres gehad, sy was ons geskiedenisonderwyser, en sy het so deur die klas gegaan, toe sy 1 uit 3 mense gaan nooit bo die ouderdom van 20 wees in hierdie spesifieke land nie. En sy gaan so deur die lys en sy gaan af en jy gaan leef, jy gaan leef, jy gaan nie leef nie. Poef, gaan af. En ek sal dit in my lewe nie vergeet nie. Sy skiet elke 3de kind en ek dog, wat? Jy kan nie so vieslik wees nie. Nou hierdie skrifvers is erger. Hy sê vir elke persoon, Reinhard, sorry, jy het dit nie gemaak nie. Skus, jy het dit nie gemaak nie. Jy het dit nie gemaak nie. Jy het dit nie gemaak nie. Ek voel bietjie soos op 'n Oprah Winfrey show wat sy sê, jy het 'n kar gewen, jy het 'n kar gewen. So as ons hierdie in isolasie vat, sê dit niemand van ons is goed genoeg nie. En dan gaan dit na vers 24 toe genadiglik en dit sê, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing van wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Nou wil ek net gou die Oprah Winfrey ding terugtrek. Jy's gered en Jesus het gesterf vir almal van ons. Met die een voorwaarde, ons moet besef, ons was verlore en ons moet hom aanneem. Dan gebeur hierdie incredible ding, jy kom tot bekering. Nou, ek dink wat volgorde aanbetref, is daai min of meer die twee wat ek dink in volgorde gebeur. Dit kan soort van nie, jy moet verlore wees om gered te word. Dit maak net sin. Okay, so bekeer julle en laat julle elkeen gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Nou in hierdie praat hy eintlik van 'n klomp goed wat gaan gebeur tydens bekering, maar dalk net om vir jou te verduidelik. Bekering kan 'n proses wees. Dit hoef nie noodwendig 'n spesifieke oomblik in jou lewe te wees nie, alhoewel ek 100% glo daar moet iewers 'n oomblik van totale oorgawe wees. Maar party mense sal nie noodwendig 'n dag en 'n datum onthou nie, want Jesus was kind of eintlik maar 'n hele lewe deel van hulle lewens en iewers het hulle net besef, oh my goodness, dis wat ek glo. En dan gebeur die volgende. Conventionally veronderstel om so te gebeur, dit doen nie altyd nie. Dan word jy gedoop. En ek het verlang die doopgesprek gedoen hier by die kerk en ek het baie net hierdie skrifvers vir mense gelees. So kom ons doen dit gou. Dit sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook 'n nuwe lewe kan wandel. En soos wat ek daai lees, het ek dit soveel keer in my lewe gelees, presies soos wat ek dit nou net gelees het. Julle almal het dit nou gesien en julle het gevoel, o, dis 'n cool skrifvers. Maar besef ons eintlik wat daar aangaan. Besef ons werklik wat dit beteken om te sê, ons kan in 'n nuwe lewe wandel. Nou waar hierdie skrifvers vir my 100% reël geword het, ek was op 'n uitreik gewees, ek was die leier van die uitreik, en saam het ek 50 tieners gevat. Nou, net om 50 tieners op 'n uitreik te vat, is klaar mission. Nou, ons het na 'n township toe gegaan, ons het daar gebly vir 'n week, het was incredible, en so maak jy nou pelle met die mense, en mense kom tot bekering, en is hierdie ongelooflike ervaring. En hier, na die tweede, derde, laaste dag, moet ons nou, almal wat tot bekering gekom het, doop, en ons is af na die rivier toe, en die hele tyd terwyl ons daar is, sê ek vir Jesus, hoor jy asseblief, ek wil hê hierdie tieners se lewens moet totaal geshake wees, doen iets wat hulle nie verwag nie, skud hulle beliefs en alles. En elke dag bid ek dit, en ek wag, en ek wag, en ek wag, en uiteindelik kom die doop. En ek wil julle met hierdie prentjie sien, dis 'n rivier, so dis nie soos julle dit ken nie, hier's 'n rivier, hier's 'n klomp klippe en rotse hier agter, al 50 tieners is hier op die klippe, ons band is daar, hulle worship, dis great, daar's so 40 locals langs hulle, so sien min of meer 100 mense hier op die klippe, en hulle hoofpastoor is daar, ek's in die water, som een van hulle ouens, en ons doop nou mense. En een na die ander kom in, en die mense worship op die kant, en dit gaan goed. Wel, wat ook al goed beteken, die mense word gedoop, so dit gaan goed. En soos wat hierdie storie aangaan, raak die worship so 'n bietjie rustiger, en ek sien die mense begin alles stadiger in die water inkom, en uiteindelik dink ek, cool, ons is klaar, einde van die doop. En die pastoor, sy naam's Johnny, hy skryf vir my, Neil, wait, there's one more. En toe hy daai woorde sê, toe begin 'n vrou manifesteer langs die kant, demone manifesteer, en hulle gooi haar daar neer, en hulle wil haar nie in daai water hê nie. Ek sit toe 'n puzzle by mekaar en ek besef, daai is die Sangoma wat gister tot bekering gekom het. Sy met in die water in. En hulle ken dit, ons ken dit nie so goed nie. Tel hulle op, bring haar tot by die water en dis chaos.
Ek wens ek kon julle nou na daai oomblik toe vat, maar daai tiener se oë staan so. Ek het hierdie moment met Jesus, ek soos finally, dit waarvoor ek nog die hele tyd bid, it's happening, en die tieners freak uit, die locals cheer, dis chaos. Eventually sleep ons hierdie vrou in die water in, en sy freak uit, en sy wil nie daar wees nie, sy wil, maar dit wat in haar is op haar staan, en wil obviously nie hê sy moet nie. Lang storie kort, die worship gaan aan, hulle begin al hoe meer worship, ons bid vir die vrou en die demone gaan uit haar uit. En ek beleef vir die oomblik van totale vrede oor daai plek en oor daai water, en soos wat ons al onder daai water indruk en optel, is dit hierdie incredible oomblik, alle 100 mense hier agter cheer, en ons weet, het iemand sy sondes en sy dood agtergebly, en iemand nuut het opgestaan. En ek dink baie keer in ons kultuur, voel ons die doop is half ietsie om aan die kant te doen. Dis ietsie ekstra. Ons hoef dit nie noodwendig te doen nie. Maar die vraag wat ek myself aanhou vra, elke keer as ek dit dink, hoekom sou die hele doderyk so uitgefreek het oor ietsie kleins om 'n vrou in die water in te kry, sodat sy gedoop kan word? En ek dink soms skiep ons hierdie proses omdat dit bietjie ongemaklik is, maar daai word 'n verwysing vir elkeen van ons om te sê, die ou mens is dood en ek kan nou wandel in 'n nuwe lewe. Dit hoef nie in die volgorde te gebeur nie, maar as jy weet vanaand, jy sit hier en jy is nog nie gedoop nie, wil ek jou challenge. As jy tot bekering gekom het, asseblief, praat met die leiers van die kerk, sodat jy op 'n plek kan kom wat jy sê, ek verstaan dit, ek glo dit, en ek wil graag die ou mens aflê, want dit word 'n verwysing vir die res van jou lewe, wat jy kan sê, duiwel, kyk daar, my ou mens is dood, ek leef en ek wandel in 'n nuwe lewe saam met Christus. Dan volgende is die vervulling met die Heilige Gees. Nou, dis nogal 'n interessante een. Nou, die Heilige Gees het die volle karakter van Christus, en die Heilige Gees het ook die vermoë om daai volle karakter binne in ons te sit. So, ek het nou die dag toe, staan ek so 'n bietjie in my huis, en ek kyk vir my suurlemoenboom. En wat cool is van 'n suurlemoenboom is, ek weet nie of julle al gesien het hoe hard fokus 'n suurlemoen om 'n suurlemoenboom om 'n suurlemoen te groei nie. Julle het al gesien? Niemand. Die fokus van 'n suurlemoenboom om 'n suurlemoen, ja, julle almal weet ek praat nonsens, nee. Goed, dis nie die waarheid nie. 'n Boom dra net vrugte, it kinda just happens. En dit is presies wat ek en jy is. Ons is veronderstel om net die vrug van die Gees te dra, nie omdat ons so hard moet probeer of in al daai werke moet verval nie, dood eenvoudig om met die Heilige Gees in ons woon en sy vrug moet outomaties na buite toe gaan vir die mense om dit te kan proe. Dis nie iets wat effort vat nie. Met ander woorde, dit moenie moeilik wees vir my en vir jou om lief te wees vir iemand wat God liefhet nie. En hier is die crazy ding, God is lief vir almal. Van die grootste sondaar tot die heiligste persoon wat jy op hierdie aarde kan ontmoet, elke liewe persoon het God lief. En wat gee ons dan eintlik maar die verskoning om nie daai persoon lief te hê nie? Dan gawes, so jy die Heilige Gees ontvang, jy weet wie jy is, jy begin in liefde funksioneer, jy begin in die vrug van die Gees, ek dink dit was laasweek oorgepreek, bietjie. Jy begin in die vrug van die Gees funksioneer, as jy nie die preek gesien het nie, gaan kyk op YouTube, en dan begin jy jou gawes ontdek. Nou, kom ons lees dit net eers, dat ek myself nie totaal saai trek nie. 1 Korintiërs 12 vers 1, en wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat jy onkundig moet wees nie. Met ander woorde, Paulus sê daar is gawes, jy het nodig om te weet van die gawes, want dit gaan jou bemagtig om ordentlik Christus uit te dra vir die wêreld. Dit gaan jou tools gee, sodat jy kan sê, hey kyk, dit wat ek in glo, dit wat ek eintlik daar verklaar het in die doopbad, hierdie staf bestaan. God bestaan werklik. En dalk 'n side note, ek sien hier so 'n paar mense wat neerskryf, as julle meer van dit wil lees, 1 Korintiërs 12, 13 en 14, dis kind of die beste plek wat jy van die gawes kan gaan lees. En dan ook, in die middel van dit, sê Paulus, maar as jy al hierdie gawes het, as jy alles kan doen, jy kan profeteer, jy kan mense gesond maak, en, maar jy het nie liefde nie, met ander woorde, die karakter van God, en jy het dit nie in jou nie, dan is dit net sowel, jy beoefen nie die gawes nie, dis nogals belangrik, net daai. En hoe ontdek ek die gawes en ook hoe oefen ek dit?
So baie mense voel ek het die gawe van profesie, hoe amazing is dit nie, maar ek hoef dit nooit te oefen nie en ek hoef nooit vir enigiemand 'n profesie te gee nie. Raai wat gaan gebeur? Dis soos enige atleet wat aan die begin baie goed is met hardloop, as hy net gaan eet en nooit gaan oefen nie, gaan hy nooit vinniger wees nie. En sy mense gaan hom maar net aanhaal. So wat ek vir jou wil sê, as jy jou gawes genuine wil ontdek, gaan sit jouself in 'n plek waar daai gawes actually nodig is. As jy voel, ek wil vir siek mense bid, gaan na hospitaal toe. Ek dink nou is dit nie die beste idee nie, COVID maak dit so 'n bietjie moeilik. Gaan bid vir, ek weet nie, mense in die ouer huis of iets. Bid vir iemand wat semi-siek lyk. As iemand verby jou loop in 'n mall en hulle is op 'n kruk, awesome, dis 'n geleentheid. Bid vir daai persoon. As jy voel jy die gawe van profesie, amazing, bid vir iemand en gee vir hulle 'n woord. As dit verkeerd is, too bad, jy sal groei. As dit reg is, amazing, celebrate dit, dankie Here, jy verstaan. En terwyl ek hierdie voorberei het, ek gewonder of ek dit met julle gaan deel, maar kom ons doen dit in 'n geval. So, ek het hierdie geoefen as volg. So, die woord van kennis beteken, jy weet iets van iemand, wat hulle nie noodwendig vir jou gesê het nie. So ek sou fisies in gesprekke, sal ek byvoorbeeld na Reinhard toe gaan, as hulle vir hom sê, "Haai Reinhard, hoe gaan dit met jou? Nee, lekker. Hoeveel kinders is julle?" Dan sal hy vir my, dan terwyl ek met hom praat, sê ek vir Jesus, "Okay, sê my so lank hoeveel kinders is hulle?" Dan gaan hy vir my sê, "Nee, hulle is 3. Cool? En dan kan ek so toets, is ek reg of is ek verkeerd? So hy weet nie eers waarmee ek besig is nie. Hy weet nie dat ek 'n gesprek het met die Here en eintlik toets of ek reg hoor of verkeerd hoor nie. Maar so kan jy oefen in die gawes. Jy kan oefen om beter te raak in dit wat die Here eintlik vir jou kom gee het, soos enige atleet. En baie mense vra my altyd, "Neil, maar ek's bang om te begin, ek weet nie." Just do it. Kom op 'n plek wat jy kan sê, "Luister, maar ek gaan net bietjie ongemaklik wees en ek gaan op 'n plek wees waar ek eintlik nie 'n keuse het nie, waar Jesus deur my gaan moet werk." En dan laastens, en dis eintlik die groter fokus van die aand, is ons het elkeen 'n bediening. So iewers gaan jy natuurlik in 'n bediening inpas, en dis moontlik dat jy met meer as een van hierdie gaan assosieer, en dis ook moontlik dat jy op hierdie stadium dalk gaan voel, "Jessie, maar ek weet eintlik glad nie waar ek inpas nie." Dis okay, jy kan Woensdag aand kom waar hulle dit in meer detail gaan verduidelik, julle gaan toetse doen, en dit gaan so 'n bietjie meer help om duidelikheid op hierdie te sit. Maar ek gaan dit so lank net vir julle so 'n bietjie verduidelik, en as jy jouself in een van die kategorieë insit, amazing. So, in Efesiërs 4 vers 11 tot 13 staan daar, "And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry." So, hierdie is amper 'n klomp afdelings, 'n klomp bedieninge, wat Paulus gaan sê het, in die kerk en buite die kerk gaan hierdie bedieninge min of meer beskikbaar wees. Nou natuurlik, dit vind uitdrukking op verskillende maniere in verskillende kontekste. 'n Profeet in die kerk en 'n profeet buite gaan dieselfde funksie verrig, maar dit gaan nie noodwendig presies dieselfde lyk nie. 'n Teacher buite en 'n teacher in die kerk, iemand wat hier voor staan en iemand wat vir sy kollegas teach, bietjie 'n ander konteks, maar die bediening lyk eintlik maar dieselfde. So, die beste manier wat ek hierdie vir julle moontlik kan verduidelik is deur 'n ou, die ou se naam is Danny Silk. Hy het 'n boek geskryf, die boek se naam is Culture of Honor. So as jy dit ooit sou wou lees, as jy daarby kan uitkom, dit is 'n incredible boek wat nog ons baie help om hierdie te verstaan. Maar hy verduidelik dit in die manier van 'n ongeluk sien. So as hierdie 5 bedieninge moet opdaag by 'n ongeluk toneel waar daar 'n klomp mense is, hulle is beseer, daar's karre wat oral lê, hoe sal hulle reageer en wat sal hulle doen? So kom ons begin sommer eerstens met die pastoor of die pastor. Nou hierdie ou is die ou wat omgee vir mense unconditionally. So hy sal die eerste ou wees op die toneel. Hy gaan nou aankom, hy gaan pleisters daar iewers uitpluk en hy gaan die mense wegskuif van alles wat gevaarlik kan wees. Hy sal hulle rustig op die pad laat lê, vir hulle pleisters plak solank hulle bloeddruk neem en hy gaan net seker maak hierdie mense is okay. En as al mense kom naby hulle, gaan hy sommer hulle baadjies en hulle klere vat en dit vir die mense gee wat beseer is. Hy gaan die mense help tot die beste van sy vermoë sodat hulle okay is. Dan die volgende persoon is die teacher.
Hy is die tweede persoon op die toneel. Hy is die ou wat so 'n bietjie terug staan met sy notaboek en sê, okay, ek sien daai kar het van daai rigting afgekom, daar's 'n paar briekmerke, hierdie persoon se kar het gerol, en hy gaan al hierdie goeie sien, en omdat hy die padreëls en alles gaan opswat het, en al die detail van alles ken, gaan hy sê, okay, nee goed, dit was julle skuld, maar uiteindelik gaan hy tot die conclusion kom, almal moet 'n beter, moet meer padvaardig wees, en 'n hele kursus skryf, en hy gaan die land deur die kursus vat. Dis die teacher. Dan die volgende ou is die evangelis. Nou, hy is die ou wat nie 'n saak het met daai persoon se gemak nie. Hy gaan nie eers omgee of hierdie persoon op 'n drip is of nie. Hy hardloop na die eerste persoon toe en sê vir hom, luister, as jy nou doodgaan, wat moet gaan met jou gebeur? As jy nie gered nie. Nee, goed. Bid vir daai persoon en hy beweeg so deur elke liewe persoon en maak seker, almal weet, hulle gaan by die Here uitkom. Of het at least 'n kans vir dit. En dan as hy klaar is, deur al hierdie mense, dan sien hy daar's 'n crowd mense wat eintlik al na die ongeluk kyk, dan gaan hy sommer na hulle toe en hy die presies dieselfde preek. As jy vanaand moet doodgaan, jy sien wat hier gebeur. Almal van hierdie mense is in die moeilikheid. Jy weet nie of jy gaan veilig wees nie. Waartoe gaan jy? En hy lei daai mense vinnig sommer ook tot bekering. Dis die evangelis. Dan die profeet, hy is die ou wat glad nie verbaas is oor die ongeluk nie. So die vorige aand het hy al 'n droom gehad. Hy het geweet hier gaan 'n klomp mense in 'n ongeluk wees. Saam met die droom het die Here sommer vir hom gesê niemand gaan doodgaan nie. So hy daag op en hy sê, "Wel, die Here het vir my gesê almal is veilig. So ek bestraf gou die gees van dood. Ek spreek lewe," en hy begin die geloof van die mense stuur wat almal op die pad lê. En dan boop dit bevestig hy sommer hulle roepings terwyl hulle daar lê. En as daar nog nie 'n leier is wat besig is om hierdie hele storie ordentlik aan die gang te kry en wat ordentlik kyk na almal nie, sal hy sommer die goddelike leier appoint en sê, jy is die persoon verantwoordelik. Dis die profeet, typies. En dan die laaste een is die apostel. Nou, hy is die persoon wat dinge in plek sit. So daai apostel sal waarskynlik al aankom en sê, okay, julle, ons moet nou bid vir genesing, en hy begin vir die eerste 2 of 3 mense bid, en dan sê hy, okay, wag, julle almal het die vermoë om te bid. En hy begin die mense leer soos wat hy aangaan, en uiteindelik bid almal vir almal word genees, amazing story, en dan kan hy dit nie daar los nie. Dan sê hy, nee goed, maar van hier af gaan ons sommer 'n healing ministry stig, vir almal wat ooit beseer is in karongelukke. En hierdie ou begin 'n hele crazy ding vir die res van die land, en hy het die vermoë om goeders aan die gang te kry. Nou, net voor ek aangaan ter opsomming van al daai. Ek weet nie hoekom, goed, ek het 'n slide gehad iewers. So, voor ek dit sê, ons het die vermoë om baie keer sekere bedieninge te vat, en te sê, hierdie een is belangriker as hierdie een funksioneer beter, en. En ek dink, God het dit baie spesifiek gemaak, dat elkeen van hierdie bedieninge en persone mekaar so nodig het. Want as die profeet moes opdaag, heel eerste, was almal waarskynlik dood. Want hy het nie 'n saak gehad met, is hierdie ou se bloeddruk okay, is daai persoon weggeskuif van die kar af voor hy ontplof. Hy het nie 'n saak gehad nie. Die pastor is die persoon wat gesê het, maar kom ons kyk eers na die mense. As die evangelis nie opgedaag het nie, was daar 'n great program en 'n great proses, maar die mense was dalk nie tot bekering gelei nie. En so het elkeen van hierdie mekaar nodig, en die boek skryf eintlik daaroor, ons het 'n honoring culture nodig vir elkeen se bediening en elkeen se talente, want anderster kan die kerk nie funksioneer soos wat hulle moet nie. Net opsommend, apostel, dis die persoon wat goeders aan die gang kry, dis die persoon wat eintlik maar bedieninge stig en aanbeweeg. Profeet is die persoon wat God se waarheid verklaar oor spesifieke situasies en eintlik die vermoë het om goed uit die hemel uit vir mense te openbaar. Die evangelis, dis die ou wat eintlik gefrustreerd is met kom ons in die kerk sit, hy wil net uitgaan en mense tot bekering lei. Die herder, hy is die persoon wat jare se tyd het en genuine omgee vir elkeen. En die leraar is die persoon wat die vermoë het om ongelooflike moeilike konsepte mooi oor te dra sodat almal dit kan verstaan. En hoekom sê ek al hierdie goed vir jou? Wat gaan dit vir jou doen en wat gaan dit eintlik vir die globale kerk doen? Nou die res van daai skrifvers,
ek dink is van vers 12 af, sê die volgende. For the building up of the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith. Met ander woorde, dit gaan oor die liggaam van Christus, dit gaan oor die geloof waarin ons almal staan. And the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ek gaan nou die laaste stuk weer lees. To mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Wat daai skrifvers eintlik om sê is, ek en jy het insane potensiaal. Ons het die potensiaal om tot die volheid van Christus te groei as ons, soos 'n 3 of 'n 4-jarige kind, sê, ek is 3,5 of 4,5, want ek wil nie net vashak by die gedagte van ek is deel van die harvest nie. Ek wil nie net vashak iewers in die proses, ek gaan nie regtig worry oor die vervulling met die Heilige Gees nie, of ek is vervul, ek's happy, ek's tot bekering, maar die gawes en so, it's not for me. Die Here sê, ons het die potensiaal om tot die volheid van Christus te kan groei. Ons is nie hy nie, ons het sonde al gedoen, maar ons kan tot die volheid van wie hy is, actually tot daai potensiaal gaan. En ek wil net afsluit met hierdie gedagte, en die band kan sommer opkom saam met dit. The harvest is plentiful, but the laborers are few. En as jy niks gehoor het vanaand nie, al die detail van alles wat jy moontlik kan wees en kan word, weet net, daar's 'n klomp mense wat Jesus nodig het, so nodig het, en dit gaan nie by hulle uitkom op een of ander wonderbaarlike manier nie, dit gaan deur my en jou gebeur. En iemand het my een keer gechallenge met hierdie, hy het gesê, want ons is baie keer baie vinnig om mense te probeer, maar net bietjie kos gee, want dan voel ons gewete is beter, of 'n baadjie uit te deel, en ons niks meer fout nie. Maar wanneer die comfort van mense belangriker raak, as hulle siele en hulle harte, dan het ons 'n massive probleem as kerk. En hy het die volgende woorde vir my gesê, dis verskriklik hard, maar ek sal dit in my lewe nie vergeet nie. Jy kan nie vir iemand 'n baadjie gee, en hom laat brand in die hel nie. Gaan dit weer sê, jy kan nie vir iemand 'n baadjie gee, en hom laat brand in die hel nie. Ons het nodig om actually hierdie ernstig op te vat en te sê, maar daar's mense wat verlore gaan. En ons as kerk kan nie stagneer op ons gemak en maar net wees waar ons wil wees nie. Ons het nodig om uit ons gemakszones uit te tree en te sê, kom ons vat 'n realistiese, as ons ook net na die volgende slide toe kan gaan asseblief Theo. Kom ons vat 'n realistiese view van waar is ons en waartoe moet ons gaan. En daar's die 5 goed wat ek net vinnig vir jou wil lees. En as jy iewers hier nog vashak en jy's nog daar iewers, dan wil ek vir jou sê, maak so half net 'n nota aan jou kop en gaan maak na die tyd 'n draai by die infotoonbank en skryf jou naam op, want daar is mense wat 'n pad saam wil stap op elkeen van hierdie areas. Is jy al tot bekering? Het jy 'n moment gehad wat jy gesê het, Jesus, ek volg jou met alles? Het jy jouself laat doop? Is jy vervul met die Heilige Gees? Het jy al gawes deur jou beleef? En sal jy dit wil oefen? En dan weet jy wat jou bediening is. As jy nee antwoord op enige van daai vrae het, asseblief gaan maak 'n draai by die infotoonbank en gee jou naam op, sodat ons verder met jou kan journey. En dan net laastens, julle sal sien hier's nagmaal op die tafels, en ek het begin met daai Oprah Winfrey tipe ding, wat gesê het, jy weet, almal van ons was sondaars. Maar die uiteinde van daai storie is, Jesus het vir elkeen van ons kom sterf. Hy het ter hulle neergedaal letterlik, sodat ek en jy nou sondeloos kan leef. Nie meer as sondaars nie, maar as heilig. En dis iets wat ons gedenk, dis hoekom ons deur hierdie stappe kan gaan. Hoekom sy Heilige Gees in ons kan woon, en hoekom ons 'n lig kan wees vir die wêreld daar buite wat dit genuine nodig het. En ek wil julle vra om nagmaal te vat, en soos wat jy dit gebruik, te onthou, Jesus het vir jou gesterf, maar hy het ook gesterf vir die wêreld daar buite. En laat ek en jy op 'n plek kom wat ons sê, maar ons het 'n saak met die harvest. Ons het 'n saak met die mense wat verlore is. So kom ons bid saam, en dan kan jy uitkom en net vir 'n nagmaal kry. Jesus, dankie dat ons elkeen net opnuut kan besef, Here, ons het incredible potensiaal, Here. Jy het nooit beplan dat ons moet stagneer as Christene, stagneer as kerk, Here. Inteendeel, jy het actually beplan dat ons moet
floreer op hierdie aarde en disippels moet maak soos wat ons aangaan. Here, jy het bedieninge oor elke persoon hier so uitgeroep wat hier sit. Here, jy weet presies wat jy beplan het. En Jesus, waarvan ons presies weet en waarvan ons lost is, bid ek dat jy vandag 'n journey sal losmaak, dat elkeen van ons op baie ontdekking sal gaan. En selfs al lei ons al 'n klomp bedieninge, Here, bid ek dat jy ons opnuut sal kom bewus maak waar ons kan groei. Want Jesus, die realiteit is almal van ons kan. En almal van ons kan groei tot die fullness and the stature of Christ. En dankie dat ek dit oor ons kan uitspreek vanaand in Jesus naam. En laastens, Here, dankie vir u kruis en dankie dat ons nagmaal kan gebruik en dankie dat ons gered is en net in jou kingdom genooi is. Dankie Jesus.